Goeiedag almal, kom ons gesels die volgende paar dae oor verandering. Verandering kom. Almal van ons ervaar op hierdie stadium hoe alles om ons besig is om te verander. Die somer is op pad. Bome en struike en plante is besig om stadig weer wakker te word. Temperature verander, dit word elke dag 'n bietjie warmer en seisonale gewasse ontdooi. En dit alles omdat die Here verandering van seisoene aangekondig het, siklusse van seisoene aangekondig het. Genesis 1 vers 11 tot 14. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat vrugte dra. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waar hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen dag en nag. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. En ek glo die Here daag elkeen van ons uit en sê, dit is tyd vir 'n verandering in jou lewe, my kind. Jy weet, net soos wat seisoene die aarde se balans in stand hou, is seisoene in ons persoonlike lewens net so belangrik. Ek glo dat die Here vir elkeen van ons wil sê, die seisoen wanneer jy was en die seisoen waarin jy nou is tot die punt om te verander. Deur die genade van die Here en sy plan en gedagtenis vir elkeen van ons, iets kragtigs is op pad en ons moet gereed wees wanneer dit gebeur. Wanneer die Here verandering bring, dan maak dit nie saak wat jou probleme ook al mag wees nie, want hy word nie gekeer deur omstandighede en probleme nie. Dit maak nie saak wie wat sê nie. As die Here jou seën, niemand sal dit kan keer nie. Omhels die Here se plan om 'n nuwe seisoen in jou lewe wakker te maak. En hy sê vir ons in Jesaja 54 vers 17, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou in die gereg opstaan, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, so sê die Here. En dan, is jy gereed vir die verandering wat die Here vir jou in gedagte het? Die Here het 'n nuwe seisoen in gedagte vir elkeen van ons en ons moet dit glo, anders gaan hierdie oordeenking niks vir jou beteken nie. Die Here wil hê dat jy moet beweeg na die nuwe seisoen waarin hy wil hê jy moet wees. Al sou jou huidige seisoen 'n groot gemors wees, verandering kom, maar is jy gereed daarvoor? Ons moet ons denke in lyn kry met dit wat die Here vir ons in gedagte het, want hy wil verandering meebring. Ek glo die Here wil frustrasies verander in blydskap. Hy wil ons 'n seisoen gee waar ons sal begin maai wat ons gesaai het. 'n Seisoen sonder verwarring in ons lewens. 'n Seisoen waar jy jou doelwitte sal bereik. 'n Seisoen waar jy nie meer doelloos sal hoef te wees nie. 'n Seisoen waar dinge vir jou sal begin werk. Is dit nie wonderlik nie? Jy weet, daar is dinge wat in ons lewens gebeur wat ons nie net bloot kan wegwens nie. Ons kan nie net ons oë toemaak en wag vir die storm om te bedaar nie, maar ons moet teen die winde inleun en weet dat die son aan die ander kant van die storm sal skyn. Moenie probeer om in die seisoen waarin jy nou is te verstaan of selfs te aanvaar nie, want dit is nie permanent nie. Die Here wil verandering meebring. Die nuwe seisoen sal sin maak, want dit sal 'n seisoen wees wat ooreenstem met jou drome, jou doel en die Here se visie vir jou. Ja, verandering kom en dit is tyd vir 'n nuwe seisoen in ons lewens. Maar dan die vraag, wat moet ons doen om hierdie veranderinge te beleef, om dit te sien gebeur? Eerstens, vertrou die Here met vreugdevolle verwagting om iets nuuts in jou lewe te doen. En dan, laat hom toe om agter die skerms te werk om 'n positiewe verandering in jou lewe mee te bring. En dan, besluit om vorentoe te beweeg en waar jy nou is tot waar die Here wil hê jy moet wees. Dan, besluit om getrou te begin werk sodat jy die vrugte van die nuwe seisoen kan geniet. Stel jou doelwitte op, droom jou drome, staan op en begin hierdie reis saam met die Here in geloof en verwagting.
Ja, praat met die Here oor jou behoeftes en jou visie. Praat met hom oor jou drome en stap dan uit in geloof en begin om in jou nuwe seisoen in te loop. Jy weet, 'n man by die naam van Lao Tzu het eendag gesê, "The journey of 1,000 miles begins with one step." Ag, ek glo die Here sê vir elkeen van ons op hierdie oomblik, my kind, die lewe is 'n reis. Geniet die rit, want ek is met jou. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir iets nuuts wat U vir ons beplan. Amen.